ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 405. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dan belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of so nie die pakket van die 2 Restoration Bibles of the Original Sacred Name Bibles, 2 Bybels met posgeld ingesluit, van Postnet tot Postnet in Suid-Afrika en Namibië, vir die prys van 1 Bybel. Kan my kontak by ons WhatsApp, solank as wat die voorraad hou, né? Kan my kontak 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy 'n reeks kyk of luister, gaan na deel 1 begin reg voor ieder reeks 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur hierdie kontak vir vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker jy 'n skryfblokpen byderhand het, as ook in ten minste 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. U woord sê vanmôre, Vader, dit is wonderlik wanneer broers en susters kan saamlewe, wanneer Jafiste by mekaar kan kom, om die grootheid en wonders en weldade van U in Yafashua en deur die werkinge van die Ruach HaKodesh aan ons kan bedien. Dankie vanmôre vir elke boetie en sussie wat saam is, Vader. Voed ons dan vanmôre weer met die brood van die lewe. Geef ons wat ons nodig het. Ek wil vanmôre spesiaal bid vir hulle wat siek is, wat krank is, Vader. Die woord sê in Jesaja 53, deur U wonde is ons genees. U het reeds ons sondes, ons oortredinge op U geneem. En vanmôre lewe ons as Jafiste in U genade. Salf U woord vanmôre. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te hoor wat U vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, en elke Jafis sê halleluja, halleluja. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se boodskap vir die wonderlike geleentheid gaan wees. Die boek Spreuke hoofstuk 21 en ons gaan klaarmaak as Vader ons hierdeur dra. Vanmôre, wat 'n wonderlike voorreg. Hy sê so, daar is vir die ongeregte sondaar geen wysheid en daar is geen verstand. Luister wat sê vers 30. Daar is, kyk my vingers, vir hierdie ongeredde sondaar, want ons praat al die tyd van die leenagtige en die ongeredde sondaar, geen wysheid nie, kennis en geen verstand. Is nie ek wat dit sê nie, is die woord, koning Salomo sê so. Daar is geen raad teenoor Jaffa die Almagtige nie. Hoekom nie? Want hulle erken nie Jaffa, ons Elohim, in hulle lewenswandel nie. En dis hoekom dit 'n gemors is. Dis hoekom dit fisies 'n gemors is. Hy sê daar's vir hulle geen wysheid nie. Hulle lewens maak nie vir hulle sin nie. Dit laat my dink aan 'n lied wat iemand geskryf het. What have I ever done to deserve even one of these treasures that I have? En dit gaan nie
treasures oor dit of wat ek ry of waar ek bly nie. Het gaan oor dit wat ons, die treasures, die genadesgawes wat ons uit Jahweh se hand ontvang. Wat het ons gedoen? Ons was heidene, ons was verlore, ons was sondaars. Luister wat ek gebruik die verlede woord, was. Apostel Paulus sê, ons was dit, maar ons is dit nie meer deur sy genade nie. Apostel Paulus kom hy sê, wanneer ons roem, dan roem ons in Jahweh, die volëinder van ons geloof. Ons het niks om in te roem nie. Maar ons het vanmôre 'n boodskap aan 'n verlore wêreld. Aan hierdie mense wat meer vir die koninkryk 'n las is as wat dit ooit 'n voordeel kan wees, het ek vanmôre 'n boodskap van hoop. Die Bybel sê, daar is vir hierdie ongeredde sondaars geen wysheid nie. Koning Salomo sê, daar is geen verstand nie. Daar is geen raad teenoor Jahweh die Almagtige nie. Maar ek wil vanmôre sê, my Bybel leer my, daar is genade. Genade op genade op genade. Hoekom? Want ons lewe nog steeds in die dispensasie van genade. Die Bybel sê, die woord sê, sy genade is oorvloedig oor ons. Sy heerlikheid en sy krag en sy seën is oorvloedig oor ons. Weet jy wat? Hierdie sondaars het dit nog net nie ontdek nie. En dis hoekom die onus op u en op my is, elke dag van ons lewens, om in die situasie waar ons verkeer en werksaam is, na 'n sondaar uit te ry. En ek sê weer, iemand het Saterdag gevra, prof, al die moeite om 'n onderdompelingsdiens te reël vir 3 mense. En ek kom vir die persoon gesê, weet jy wat? My Bybel sê, daar's blydskap in die hemel wanneer een siel hom of haar tot Jahweh ons Elohim en Jahweh bekeer. Kan jy dink wat se onthaal is daar aan die hemel omdat daar 3 mense tot die koninkryks bygevoeg is as bruid? Ek wil dit in die swart taal sê, Henalomakulu party. In die hemel is daar 'n groot fees, 'n partytjie. Want hy sê daar's blydskap as een siel hom bekeer. Daar 3. Man, daar's groot kerke wat nie eens een siel in 3 maande doop of onderdompel nie. Jy sien, ons is so gewoond in die groot getalle, wat ons gewoond was onderdompel. Maar die woord sê, dat die Ruach bly aanhoudend besig. Besig om te roep. Maar die woord sê, hy oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. En hy leer en lei ons dan in alle waarheid. Ek kon vir die persoon gesê, dit gaan nie oor die 3 siele nie. Ons het nou 'n onus op elkeen van ons, is om daardie 3 siele op te voed in die bonatuurlike woord van Jahweh. Hulle te kry om sterker te word, om vorentoe te gaan, dat hulle weer elkeen kan 3 siele inbring. Ja, dit is so, baie mense sê hulle kom vir die onderdompelingsdiens en dan val daar dinge voor. Dis die lewe waarin ons werk, 'n lewe, dis die tyd waarin ons bly. Omstandighede verander dinge in 'n rukkie se tyd. Partykeer met het mense die beste intensies en dan verander dit.
ons moet net doen wat Jahwe ons voorgeroep het. Ons word nie beloon, die groter hoeveelheid siele ons onderdompel, is ons beloning. Nee, een siel op het slag. Die woord sê so, daar is vir hierdie ongeredde sondaars geen wysheid, geen verstand, daar's geen raad teenoor Jahwe die Almagtig nie, want hulle erken nie Jahwe in hulle lewenswandel nie. Ek is so dankbaar dat Jahwe vir ons 'n geleentheid geskep het, waar ons met mekaar elke oggend woord kan breek. Ons kan ons versadig in die bonatuurlike geopenbaarde woord. Maar wanneer ons onsself versadig het, met die brood van die lewe en die waters van die lewe, het ek en u 'n verantwoordelikheid, die onus is op ons, om dit wat ons uit die woord uit leer, oor te dra in 'n verlore wêreld. En dis hoe saad vermenigvuldig. Jy het een sak koring en jy gaan saai dit in 'n stuk grond. Gaan kyk hoeveel opbrengs is daar. As daai grond reg voorberei is en dit die regte hoeveelheid water en behandeling gekry het en dit opgepas word. Gaan kyk wat 'n massiewe oes het jy uit een sak koring uit. Ek wil nou, broer Leon, hulle sal seker weet. O, dis Ermelo. Ek dink ek het gister gesoek na die dinges. Broer Leon en Suster Lizet in Ermelo. En ook al die ander plaasboere wat Javiste is. Een sak, hoeveel sakke korings kan dit meebring? Een siel, hoeveel siele kan dit voorbring? En dan mate ons die pad stap, en ons daai koring weer saai, nou vat jy daai sak koring, en jy hou die koring wat jy oes, alles versaad vir volgende jaar. Ek dink persoonlik, jy moet seker 10 sakke koring kan hê dan. Ek dink is baie min gereken, maar kom ons sê 10 sakke. Nou kan ons ander jaar 10 sakke koring saai, wat vir ons dan 100, die einde van die jaar 100 sakke koring sal gee. Kan jy sien waar gaan ons heen? Kan u verstaan dat die Romeinse regering gevrees het vir die sekte wat hulle na verwys het van Jahwe, die Javiste wat uitgebars het oor die aarde, dat die Romeinse regering gevrees het vir hierdie groepie vissermanne wat die evangelie verkondig het. Weet jy hoekom? Dit is soos daai sak koring. It multiply. And it multiply. En dit het vermeerder. En dit het vermeerder. Soveel so dat die magtigste ryk in die wêreld, die Romeinse ryk, hulle eie kerk moes stig as 'n teevoeter vir die Javiste beweging. Want dit is wat die disippels van Jahwe genoem word. Javiste. Followers of Jahwe. En tot vandag, wel, kom ek net iets anders te sê. Hulle dit het so verskriklik aangegaan, dat van 34 na Jahwe, wat daai kerk gestig is, begin hulle met 'n aanslag teenoor die bruid van Jahwe. Om die Javiste uit te wis in die donker eeue. So dat wanneer hulle kom tussen 100 en 127 en hulle die Septuagint, die LXX skep, die Griekse Septuagint, die eerste Septuagint, 'n verdraaiing van die oorspronklike teks in die Hebreëus, 'n verdraaiing van die teks wat Jahwe geleef en geleer het. 200 jaar na Jahwe het hulle die
al die inligting in die manuskripte so uitgewis, dat daar niks was nie. En dis hoekom ons vandag nog steeds sukkel, om enige manuskriptelike bewyse te hê, oor die naam van Jaffa en Jaffa. As dit was vir Dr. Joseph Briand Rottenham, en Joseph Thomas nie, dan het ons nie die inligting gehad, om hierdie evangelie vorentoe te vat nie. Maar hulle vrees die naam, soveel so, dat hulle 150 miljoen Jafiste en Hebreërs doodmaak en uitmoor, terwille van die geopenbaarde name, tydens die donker eeu, van 34 na Jafashua, tot 1530 na Jafashua. Nou sê die woord hierso, hy sê, ek gaan weer die skrifgedeelte lees in vers 30, daar is vir hierdie ongeredde sondaars geen wysheid, daar is geen verstand, en daar is geen raad teenoor Jaffa die Almagtige nie, want hulle erken nie Jaffa ons Elohim in hulle lewenswandel nie. Vers 31 en ek sluit af. Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, dis die oorlog. Maar die oorwinning is deur Jaffa die Almagtige. Dis nie die perd wat die oorwinning bring nie. Dis Jaffa die Almagtige. Ons kan al die skriftuurlike kennis hê, ons kan al die inligting hê, maar as daardie woord nie benut word deur die Ruach HaKodesh nie, dan kan ons as Jafiste nie die oorwinning behaal, behalwe deur die genadebloed van Jafashua nie. Mag hierdie naweek wat voorlê vir u 'n wonderlike tyd wees. Kom ons vertoon die vrugte van die Ruach HaKodesh en ons soek 'n geleentheid om die saad van die lewe te saai. Kom ons begin met daai een sak koring. Dan kyk ons waar kom ons uit oor so 6 maande. As Vader lewe en gesondheid spaar. Tot maandag as dit sy wil is. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja. Laat dit so wees.